Die laaste opname wat ek gemaak het oor my aanstelling as waarnemende regter in die Hooggeregshof van Suid-Afrika was laas jaar gewees. My tydperk wat ek gedien het was van 7 Oktober tot 18 Oktober, was net vir 2 weke. In daardie 2 weke se tyd het ons na appelle geluister, 'n hele paar appelle. Ek was saam met 3 ander regters gewees. 2 regters per saak. En dan het ek ook 2 Vrydae in die egskeidingshof gesit. En die laaste Vrydag, die 18de Oktober 2019, was dit heel snaaks gewees. Annemarie het ingekom hof toe om te kom luister. Ek het haar spesiaal gevra, sy het spesiaal ingekom. En toe ek nou daar so voor die hofdeur staan en wag dat hulle my moet roep om in te kom, want die hof moet nou eers reggemaak word, het ek skielik tot die besef gekom dat sy sit daar in die gehoor. My vrou kom sit in die gehoor. En daar raak ek toe skoon senuweeagtig. Soos 'n jong seentjie wat nuwe skoolskoene gaan kry. Ek is skoon senuweeagtig. En hulle roep my toe in. En weet julle wat gebeur? Die eerste keer van ons mekaar ken. En ons het mekaar by 11 Januarie 1971 ontmoet. Staan sy op en buig vir my toe ek die vertrek binnekom. Dit was baie snaaks. En daardie aand toe ons gesit en gesels het, toe het ek vir haar hiervan vertel hoe senuweeagtig ek was. En ek was heel emosioneel op die bank vir die begin. Ek het nie vir haar probeer soek in die gehoor nie, want dit sou my totaal ontstig het in 'n regter kan ons nie in die hof sit en chonk nie. En toe sê sy vir my, net voor ek ingekom het ook, was dit vir haar opvallend. Sy het ook baie emosioneel geraak hieroor. Ek sal bietjie later vir julle my bankboek. Hier is my bankboek wys. Ek het toe ek die aanstelling kry, toe hardloop ek uit en ek gaan koop vir my eie boek. Ek het nie geweet, hulle gaan vir my 'n boek gee nie. En ek het my appelsake wat hoog was. Dit is 'n verskriklike lot sake wat ek voor die tyd gekry het, wat ek voor die tyd moes gelees het. Het ek toe notas hierin gemaak. En dan die bankboek waarin my ander goed ingeskrywe is. Dit is 'n lewensveranderende ervaring. Iets wat gekom het. Iets wat na my kant toe gekom het. Om te dink, oupa aan vaderskant, oupa Koertse, kleinoupa, was 'n bywoner in die 1930-35 se kant. Daar nou teen Kontry, was hy 'n plakker gewees. Het hy in hierdie armblanke vraagstuk, moes oupa, kleinoupa, vir ouma, tannie Anna en tannie Bessie, oudste en die jongste, en my pa, vader, Cornelis Johannes Koertse, versorg het, hy het vir hulle dak oor die kop gegee, hy het vir hulle kos gegee, hy het vir hulle klere gegee, hy het vir hulle slaapplek gegee. Ek is die eerste ene in ons familie, wat universiteit toe gaan, en hier kry ek 'n aanstelling as waarnemende regter, vir 2 weke. Kan jy jou dit indink? Kan jy jou so iets voorstel? Dit het met my gebeur. Ek is verbaas daaroor. En ek is ons hemelse Vader vir altyd dankbaar. Wat 'n stuk genade.